Nou, een manier om die geskiedenis te benader, om beter te verstaan waar ons vandag staan, is vir my om te kyk na Suid-Afrika as 'n feudale samelewing. Die wese van 'n feudale samelewing is dat jy eintlik twee byna ondeurlaatbare klasse het, 'n diensklas en 'n heersersklas. En as jy deel is van die diensklas, dan gaan jy nie deel word van die heersersklas nie, en andersom. Nog 'n kenmerk van 'n feudale stelsel is dat dit 'n stelsel van lojaliteit is tussen mense. Soos wat die een skrywer gestel het, elke man is iemand se man. Die nederigste lyfeiene is miskien 'n kleinboer se man. Die kleinboer is 'n plaaslike adelstand persoon se man. Die plaaslike edelman is 'n graaf of 'n hertog se man. Die hertog is die koning se man. Die koning is die keiser se man en die keiser is God se man. En so is daar die hele tyd 'n lojaliteitsverhouding wat veronderstel word in 'n feudale stelsel. Maar die vraag is natuurlik, hoekom so 'n hiërargiese lojaliteitsstelsel tot stand? En daar's eintlik een van twee maniere wat jy kan sê, wat altyd te doen het met 'n militêre bedreiging. Dit kan gebeur dat daar voortdurende invalle is uit die buiteland uit. En nou begin die bevolking te besef, hulle moet hulle self beskerm. En dan kom hulle konsentreer hulle rondom iemand wat militêre vaardigheid bewys. En dan begin dit nou so te raak, die tipiese ding van 'n burg waarin jy gaan skuil, 'n fort waarin jy kan gaan skuil as daar 'n bedreiging is. Dan is daar 'n edelman, 'n koning, wat ook al, en hy het 'n klomp soldate rondom hom. En die soldate moet gevoed en geklee word. En die ouens wat kos produseer, hulle doen dit sodat hulle die soldate en die koning kan bewapen en kan gevoed hou om die verdediging te hanteer. En dan sal dit nou naderhand so werk dat die mense eintlik uit daai wye verspreiding op plase beweeg na vestingstede toe. Ons lees baie in Konings en in kronieke van die vestingstede in Israel en Juda. Dit is in hierdie later tyd toe hulle baie deur die Babiloniërs bedreig is, het hulle in vestingstede gewoon. En dan boer jy maar van daar af. Jy gaan maar elke oggend van die vestingstad af en dan gaan doen jy jou werk op die plaas en dan kom jy weer terug na die vesting toe. In Europa het dit ook so gebeur, die Vikings wat strooptogte uitgevoer het, die Hongare of die Magyare wat oor land dieselfde ding gedoen het, die Sarasene is eintlik Arabiere wat ook oor see gekom het en die Europese bevolkings moes hulle self dan nou beskerm. Maar dan is ook 'n ander manier wat 'n feudale stelsel tot stand kom, en dit is dat jy 'n invallende groep het. Byvoorbeeld die Normandiërs neem Engeland in en dan onderwerp hulle die hele inheemse bevolking. En hulle stel hulle self aan as die heersersklas. En hulle is dan die ouens wat in die burg woon en hulle vereis dan lewensonderhoud van die ondergeskiktes. Dit is baie minder van 'n vrywillige storie. Vorige beskrywing is 'n vrywillige soort van kom onder jou by mekaar en dan beskerm jy ons en ruil sal ons jou voet en klee. Die tweede ene is, ek wil nou maar sê die deal is, ek maak jou nie dood nie, dan hou jy aan om vir my kos te gee. Dan gee jy vir my elke jaar 'n deel van jou arbeid, 'n deel van jou opbrengs en allerhande belastings. En dan het jy nou 'n heersersklas wat homself afdwing op die plaaslike bevolking. En onverwendbaar vestig daar ook lojaliteitsverhoudings mettertyd. Nou die interessante ding met 'n feudale samelewing is dat die heersersklas dink altyd baie meer van daai lojaliteitsbande as die diensklas. Die heersersklas het 'n manier om te dink, daai diensklas is regtig so lojaal en so lief vir hulle, maar baie keer is dit maar uit selfbehoud, wat 'n ou nederig is en beskeie en jou onderdanigheid konstateer teenoor die meerdere, want hy het die mag in die hande en hy kan die lewe vir jou baie moeilik maak as jy nou as strand raak. Maar as ons kan sê, een kenmerk van 'n feudale stelsel is hy kom tot 'n end.
En daar's twee maniere wat hy tot 'n end kom, of die ondeurlaatbaarheid raak meer deurlaatbaar en hierdie groepe integreer tot 'n groter mate en die arm ou wat met niks gebore is nie, beweeg sê nou maar deur die professies of deur 'n beroep, 'n ambag, 'n handel, word 'n handelaar en word ryk genoeg om deel van die elite gereken te word, of 'n mens kry 'n revolusie waar hierdie goed net eenvoudig uit die pad gevee word, tot niet gemaak word, soos wat met die Franse revolusie in 1789 gebeur het. Nou bring ons dit na die Suid-Afrikaanse geskiedenis toe, en miskien is dit so 'n bietjie van 'n ander storie. Nou as 'n mens nou praat van feodale samelewings oor die algemeen, dan is die vraag, hoe pas Suid-Afrika se geskiedenis daarbey in? En nou moet 'n mens in staat wees in jou, ek wil sê in jou gemoed, om 'n bietjie selfkrities ook te kyk, krities na jou eie agtergrond, om te sê die voorgeslagte moes beter geweet het, is 'n verspotte soort van 'n manier om na die geskiedenis te kyk, want die voorgeslagte het gewerk met die wysheid wat hulle gehad het. Maar om te sê die voorgeslagte het nooit foute gemaak nie, is natuurlik ook 'n bietjie simpel, want as ons vandag soveel foute maak, hoekom sou die voorgeslagte nou juist minder gemaak het? Nou, wat in Suid-Afrika se geskiedenis gebeur het sedert 1652 is, Europa was 'n opwaartse lyn. Europa het die eeuwe-oue proses voortgesit, en dit is dat magtiger lande swakker lande verower. Miskien is die beste voorbeeld waarvan almal van ons eintlik op hoogte is die Bybel, waar Israel ingekom het in Kanaan in. Hulle was eintlik 'n slawevolk, hulle is bevry, en hulle het in Kanaan ingegaan en hulle het die kleiner stamme daarso verslaan, en dit word dan in Rigters teen hulle gehou dat hulle nie almal doodgemaak het nie, maar party in diens geneem het as werkers, en eintlik tot 'n eenheid gegroei het. Later was Israel weer die swak groep wat deur Babylonië en deur die Assiriërs en deur die ander sterk volke op daai manier ingesluit en verower is. Nou goed, in Suid-Afrika, in Afrika as geheel, het Europa al hoe meer van 'n teenwoordigheid gehad sedert die 1500s, en aanvanklik net gegaan oor handel. Hulle wou goed koop wat daar is. Die produksie en alles het in Afrika voortgegaan, maar dit het naderhand gegaan na 'n slawehandel. Slawehandel was nooit deel van die Suid-Afrikaanse geskiedenis werklik op 'n groot skaal nie. Die slawe is meer daar in Nigerië en Gambië en Senegal, daai dele gevoer. Maar die Nederlandse nedersetters wat in die Kaap gevestig het in die binneland inbeweeg. Die tipiese konflik sou min of meer so loop. 'n Khoi groep het gewoonlik 'n nomadiese bestaan gevoer van waterbron na waterbron. Hulle het so oor 'n kwessie van 'n jaar of 2 of 3 het hulle volgens 'n redelik gevestigde patroon by verskillende plekke gaan vertoef, en dan het hulle nou daarso gewoon. As dit droër was in kleiner groepies weier versprei, as daar meer reën was en daar was meer bronne, het hulle in tydelike, noem nou maar groter dorpe byeengekom en dan weer verder gegaan. Nou sal 'n trekboer daar aankom en sê, nee, hier's nou 'n pragtige fontein. Is dit nou nie wonderlik nie? Ek gaan my plaas net hier begin. Dan meet hy sy plaas uit, hy betaal sy sogenaamde rekognisiegeld aan die VOC, die grond word aan hom toegeken, daar is sy plaas. En dan kom die Boesmans of die Khoi groep of wie ook al daaraan. Dan sê my magtig, hier's iemand by ons fontein. En dit kan ons nie toelaat nie. En dan is die tipiese ding dat hulle haal die veewagter uit. Skiet die veewagter of vang hom, wat ook al, martel hom, as die mense in die pad gee nie, miskien iemand wat so 'n bietjie minder weerbaar is, soos 'n kind wat afdwaal, die word gevang. Uiteindelik gaan dit verder, vee wat weggevoer word, ons moet hierdie ouens 'n les leer, ons vat hulle vee weg, of die huis word selfs in die brand gesteek. En so is plaasaanvalle maar deel van die geskiedenis van die heel begin af. En dan gebeur dit gewoonlik 'n paar keer, die patroon bevestig homself deur oor en oor te gebeur. As daar 'n aantal sulke aanvalle was, dan kom die boere bymekaar en sê nee, so kan dit nie aanhou nie.
En dan maak hulle 'n kommando bymekaar en dan gaan hulle op 'n strafkommando uit. En so het die militêre balans in die guns van die blanke nedersetters, die vryburgers of die boere soos hulle dan nou mettertyd bekend geraak het, die balans het in hulle guns geraak. En dan het dit baie keer gebeur dat die enigste moontlikheid van ekonomiese oorlewing wat daar vir so 'n groep was dan om in diens te kom tree op die plaas. As veewagters of as plaashulp en so aan. En vir die boere het dit fantasties gepas, want in die Kaap het hulle gewoond geraak aan 'n slawe kultuur, waar daar sekere werk was wat slawewerk was, ander werk was vrymense se werk. Hierdie slawe was gewoonlik uit Afrika of uit die ooste, so hulle was donker van kleur gewees, en so het dit voortgegaan. Ek betwis 'n bietjie die stelling dat die boere toe nou die binnelandse bevolking gaan verslaaf het. Maar hulle het dieselfde patroon gevolg, en daarmee het wat ek baie eerder wil noem 'n feudale sisteem of 'n feudale samelewing tot stand gekom, waarin 'n boeregesin met 'n aantal bruin of swart gesinne wat met die plaas geassosieer is, 'n nedersetting gevorm het. Sulke geïsoleerde nedersettings, elke plaas op sy eie, maar met baie sterk persoonlike bande met mekaar. Die vrouens het in die huis gewerk, gehelp kinders grootmaak, die blanke vrouens het weer ook gehelp as daar probleme was met die swart huishouding, baie keer uit dieselfde kooksel uitgeëet die gesinne, die mans het saamgewerk op die lande en met die vee. En daar het 'n baie hegte samelewingsverband so tot stand gekom, maar besonder hiërargies. Wit mense bo, bruin of swart mense onder. En die enigste swart mense wat daarvan ontkom het, is die wat in hulle stamgebiede hulle selfstandigheid behou het. Wat miskien by tye mense laat oorgaan het na die plase toe om te werk vir 'n kontantloon, later natuurlik na die myne toe en na die fabrieke toe soos dit ontwikkel het, maar op die plase het die ding van die blanke boer, die Engelse het graag as hulle mense gewerf het om in Rhodesia te kom vestig, het hulle gesê in Africa every white man is a lord. En dit het daarop neergekom, jy is eintlik die ou wat regspraak doen, as hier dispute is tussen hierdie gesinne wat op jou plaas is, dan doen jy die regspraak, maatskaplike werker, elementêre mediese dienste, en so kan families eintlik roerende verhale vertel van 'n verbintenis tussen een of meer blanke en swart of bruin gesinne wat oor geslagte op dieselfde plaas gekom het. Uit ons eie geskiedenis het ek 'n storie wat ek altyd daarvan hou om oor te vertel. Dis iets wat my pa ons vertel het, en dit is dat sy ouma na die Tweede Vryheidsoorlog op die plaas teruggekom het. Alles was afgebrand gewees, daar was nou maar 'n paar mure waar agter hulle kon skuil. Die oupa was nog in, ek weet nie watter Ceylon of Bermuda of Indië, waar ook al hy krygsgevangene was. Hy het geweier om 'n eed van getrouheid aan die Britse kroon te teken, so hy kon nie terugkom nie. En nou moes die ouma grootjie van my dinge weer aan die gang kry, eintlik uit die niet uit. En terwyl hulle daar rond is, toe kom die swart man daar uit die Waterberge uit af na die plaas toe met 'n melkkoei en 'n sloopie met perskipitte en 'n sak heel mielies, wat hy gebeer het. Toe die plaas afgebrand is, het hy gesien wat kom, en hy het so in die geharwar, het hy toe nou 'n melkkoei en hierdie goed wat ek nou genoem het hy verduister in die berge ingevlug, en daar het hy nou maar in die berge gebly en gewag tot die oorlog verby is en teruggekom. Dis ook deel van die rede hoekom soveel Afrikaners dit verskriklik moeilik gevind het om te aanvaar dat 'n blanke minderheidsregering moet eindig. Hulle het gevoel, maar nou klink dit eintlik sleg om dit in 2025 so oor te dra, maar wat hulle sê, maar ons is dan so goed vir ons mense. Ons sorg dan so goed vir ons mense. Ons mense is regtig lief vir ons, hulle is lojaal aan ons. Nou, moontlik waar, maar die punt is dat in 'n ongelyke feudale verhouding het jy altyd eers 'n geslag wat opkom wat sê, maar ek onderwerp my nie meer nie.
Ek is nie meer dan bereid om die ondergeskikte posisie te aanvaar nie. Nou 'n interessante ding wat ek 'n keer oor die Russiese geskiedenis gelees het, is dat die persoon gesê die tipiese kenmerke van 'n feudale samelewing, wat beteken die diensklasse bewegings word beperk, hulle moet 'n pas dra of een of ander vorm van skriftelike toestemming om te wees waar hulle is. Hulle kan nie sommer net werkgewers verwissel omdat hulle wil nie, hulle kan nie die vrye arbeidsmark benut in hulle guns nie. Sê daar was net een land wat probeer het om hierdie feudale sisteem te laat verstedelik, en dit was Rusland. Soos wat die industrie tot stand gekom het in die laat 1800s en vroeë 1900s, het hulle dieselfde stelsel van gedokumenteerde teenwoordigheid om gebind te wees aan 'n spesifieke werkgewer, het hulle stede toegebring. En waar jy in die platteland mense onder beheer kon hou op daai manier, het in die stede gelei tot 'n revolusionêre gees. Toe ek dit lees, het dit vir my presies gery met Suid-Afrika. Suid-Afrika het ook probeer om so 'n feudale stelsel te verstedelik. Swart mense moet passe dra, die werkgewer moet die pas teken. Ek lag altyd as in ons huidige tyd die SAIK nuus lees, iemand het die trekpas gekry. Want dit is natuurlik letterlik uit daai tydperk as 'n ou nou moet trek, en hy moet pad gee, en die polisie keer hom voor en vra van wat maak jy hier, het jy 'n pas om hier te wees, dan sê ek het 'n trekpas, so ek het nie nou 'n werkgewer nie, maar ek het 'n trekpas. Nou ja, dit is dan iets wat ons ook verstedelik het, en in die baie minder persoonlike verhouding wat plek het vir persoonlike loyaliteit, wat mense in die stede het, jy het eintlik daai persoonlike verhouding van die platteland word verruil vir die werkgewer versus vakbonde beweging, wat onpersoonlik, vyhandig, aggressief is. Jy kan dit probeer voorkom deur die feudale bedeling oor te bring en om met jou verhouding met jou huisbediende of jou tuinjong te voel, maar eintlik het ons nog hierdie pragtige verhouding, maar die mense wat groot word, aanvaar dit nie meer nie. Nou wil ek eintlik 'n paar goed sê wat verskriklik polities onkorrek is, maar wat jy baie hoor vandag. Jy sal hoor iemand sê, weet jy, my werkers is nog die ou soort, hulle weet nog wie is baas. Of my mense is nog ordentlik, hulle gedra hulle nog soos in die ou dae. Nou dit is eintlik maar net 'n uitdrukking van 'n feudale heersersklas wat dink daai orde is aanvaarbaar en ewig en behoort nie te verander nie. Nou wil ek nie praat oor wat behoort of wat nie behoort nie, al wat 'n mens kan sê is, dit gaan verander. En vir party mense het dit verander in 1910 of 1914 en vir party mense het dit eers verander na 1994 of selfs na 2020. Maar verander gaan dit verander. Niemand versoen hulle op die lange duur van geslag tot geslag daarmee dat ek deel is van 'n klas wat nie hoër kan aspireer as 'n sekere punt nie. Dit is nou maar die les van die geskiedenis. As jy mense net kan vasbind om te sê, dit help ook nie, jy bring nou 'n Malawier of 'n Zimbabweër of iemand uit 'n ander Afrika land uit en sê, weet jy, hulle is nog so dankbaar om net 'n werk te hê. Wat eintlik gebeur is, die Afrikaner volk se een belangrike kenmerk is dat hulle self, onsself, as 'n feudale heersersklas sien en ons soek eintlik net daai diensklas. As ons hulle nou nie meer kry onder die plaaslike bevolking nie, dan kyk ons of ons hulle kan kry uit 'n ander Afrika land. Maar daai kenmerk sal ons moet oorkom as ons permanent wil bly voortbestaan. Dit is die kenmerk wat maak dat ons altyd 'n minderheid is, dat ons nooit in 'n land is waarvan ons die meerderheid is en waar ons in 'n doodgewone demokrasie kan oorleef nie. En dit is eintlik die ondergang van die Afrikaner. Die Afrikaner, jy kan sê, sonder dat iemand dit ooit so sal uitdruk, wat is die wesenskenmerk van die Afrikaner? Hy's 'n baas. Dit is hoe Afrikaners hulle sien, hy's iemand se baas. As jy iemand se baas is, dan voel hy Afrikaans. En as jy jouself die vraag gaan afvra, kan iemand 'n boesman wees as hy nie meer jag nie, en as hy nie meer in die veld lewe nie? Dan kan jy, dan het jy die antwoord,
Ja, as dit kan gebeur, dan kan die Boesman-identiteit onbepaald voortgaan. Afrikaners het dieselfde probleem. Kan ons onsself konseptualiseer as iets anders as iemand se baas? Ons sal moet, anders gaan ons verdwyn.